Ontmoeting. Vir die hoeveelste keer staan ek by die wasgoedraad, word die storie oor vertelling van die hemelse ervaring bepeins. Voel dit my gedagtes, volg my orals waar ek rond beweeg. Moet ek dit op die wit skerm van my skootrekenaar uittik, daarna staar, met huiwerige stem uitdrukking daaraan gee. Dit wat aan die ander kant van die doodsjordaan gesien, beleef, is die ervaring wat die traject van 'n aardse, oënskynlike, suksesvolle lewe onherroepelik verander het. 'n getuienis van 'n man klinies aan die lewe gehou, kan daar deur onbehendige vingers, beperkende gedagtes en woorde reg aan 'n amper onvertelbare ontmoeting gegee word. 'n ontmoeting van aangesig tot aangesig met die heilige een. 'n vraag wat jare in my nuuskierige, obsessiewe brein gewoel het, finaal beantwoord. Ja, sal die geleerde teoloog verklaar. You can't see his face and live to tell the story. Maar ek gee nie regtig om wat jy dink of praat nie. Glo ek die man wat nou nog in oorweldigende, skuddende lyf die oomblik van onvergelykbare ontmoeting met tranige gelaat oordra. 'n oomblik wat alles in 'n stoffelike lewe sou verander. 'n hart van klip na vlees sou transformeer. Die een wat vanuit 'n verklaarde doodstoestand, gekoppel aan raserige, pomperige toerusting in die kliniese atmosfeer van 'n hospitaal, sou opwek in een oomblik. En soos ek hier sit en na die wit skerm van 'n onpersoonlike skootrekenaar kyk, oorval die emosies, trane my. Weet ek wat hy sê, die waarheid is, en so sal ek sy woorde hier plaas, soos dit in gedrukte vorm beskryf is, die ware fisiese voorkoms van 'n lewende God, Yeshua, die ewige oorwinnaar. Lank, sterk, manlik, ruggedly, handsome, soos dit in gedrukte formaat beskryf is. Nie die geskilderde, fyn besnaarde liggaam en gelaat wat wyd en suid deur menslike verbeeldings opgetower word nie. En in vele gevalle bewustelik, onbewustelik 'n fiktiewe karakter in die gedagtes en gees van baie word nie. 'n onvergeetlike glimlag, 'n verlosser gevul met onuitputlike vreugde, vrede. Bruin, krullerige hare bokant die kraag van 'n soemlose wit kleed met rooi band omgord, omring met onbeskryfbare lig wat nie in die aardse realm vir mense oë op watter manier ook al kykbaar kan wees nie. Sou die heilige een met langer as gemiddelde statuur
pen oorent, kom 'n enkele woord uiter, hom op die naam noem. 'n enkele woord wat 'n steigerende hemelse besoeker onwillekeurig op knieë sou laat neersak. 'n onbeskryfbare, ongeëwenaarde bariton stem, dieselfde stem wat in skepping in vervulling geroep het. En so ken hy jou en my naam. Weet hy alles wat daar te weet is van jou lewe, my lewe. Sou die allerheiligste een 'n hand uitsteek, stralende lig skynend deur 'n onreëlmatige, gevormde gat in die ewige een, se pols. Waar, heilig, onontkenbaar. Gloeiende, reusagtige geboue, waarvan 3 die aandag getrek het. Een gevul met babas, die wat vir een of ander rede nie die lewenslig gesien het nie, in watter vorm, stadium van ontwikkeling ook al die veiligheid van 'n moederskoot verlaat het. Insluitend die wat deur die keuse van mense uit die lyf geban, nie verlore, waarlik gesterf het nie, maar nou lachend rondhardloop met geen wrok, hartseer nie. Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie nou 'n heel nuwe betekenis aanneem. Word hulle deur engele versorg, groot gemaak, teen verskillende tempos, kronologie, moeilik verduidelikbaar. 'n tweede reuse gebou, 'n biblioteek, vir die wat meer oor onpylbare dinge wil leer, te kompleks vir menslinge om nou te verstaan, die met sponsbreine op soek na nuwe kennis. Selfs 'n gebou van genesing vir die gebrokenis van hart, al sou die liggaam sonder pyn, siekte of ongeneeslikheid wees. Daar waar die trane finaal van gebroke oë afgevee sal word. Breek die oomblik aan om uiteindelik onherroepelik daarvan bevry te word, and reap the harvest of earthly perseverance. En so sal ek hier eindig, die ontmoeting met die hemelse verlosser in die kerker, gange van my siel via die oorvertelling van 'n mede-reisiger koester. Bid dat dit permanent in my gees huisvesting vind. Because one day, hopefully sooner than later, I will see him myself, that ruggedly attractive, beautiful face, the one waiting for you and I in his time.